Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein, hoop het gaan goed met julle en met die nuwe jaar, en ons gaan vandag voort met die voorlees van die Bybel, en dit is ons 6de weergawe wat ons doen. Ons begin by Genesis 11. Die toring van Babel. Al die mense op die aarde het dieselfde taal gepraat en dieselfde woorde gebruik. Die mense het van die ooste getrek en by 'n vallei in die land Babel gekom. Hulle het daar gaan woon. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons maak bakstene. Hulle het toe die stene gebruik om huise te bou. Hulle het stene gebruik en nie klippe nie. Hulle het teer gebruik en nie klei nie. Hulle sê toe, kom ons bou vir ons 'n stad en 'n baie hoë toring. Die punt van die toring moet aan die hemel raak. Dan sal al die mense weet van ons. Kom ons doen dit, dan sal ons nie oral op die aarde moet gaan woon nie. Die Here het afgekom om te kom kyk na die stad en die torings wat die mense gebou het. Die Here sê toe, kyk hierdie mense is nou een volk en hulle praat almal dieselfde taal. En as hulle nou net begin het, hierna sal hulle alles reg kry wat hulle wil doen. Kom ons gaan af daarna toe en maak hulle tale deur mekaar, sodat hulle mekaar nie sal kan verstaan nie. Die Here het die mense oral op die aarde laat woon, van die stad af en verder. Hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here die mense se taal deur mekaar gemaak en van daardie plek het hy die mense laat gaan om oral op die aarde te gaan woon. Sem se nageslag. Hier is die lys van Sem se nageslag. Sem was 100 jaar oud toe hy pa geword het van Arpaksad. Dit was 2 jaar na die watervloed. Nadat Arpaksad gebore is, het Sem nog 500 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Toe Arpaksad 35 jaar oud was, het hy pa geword van Selag. Daarna het Arpaksad nog 403 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Toe Saleg 30 jaar oud was, het hy pa geword van Heber. Daarna het Selag nog 403 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Toe Heber 34 jaar oud was, het hy pa geword van Peleg. Daarna het Heber nog 430 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Toe Peleg 30 jaar oud was, het hy pa geword van Reu. Daarna het Peleg nog 209 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Toe Reti 32 jaar oud was, het hy pa geword van Serug. Daarna het hy nog 207 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Toe Serug 30 jaar oud was, het hy pa geword van Nahor. Daarna het Serug nog 200 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Toe Nahor 29 jaar oud was, het hy pa geword van Tera. Daarna het Nahor nog 119 jaar lang gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Toe Tera 70 jaar oud was, het hy die pa van Abraham, Nahor en Haran geword. Tera se nageslag. Hier is die verhaal van Tera. Tera was die pa van Abraham, Nahor en Haran. Haran was die pa van Lot. Haran het gesterf in die land waar hy gebore is, in Ur, in die land van die Galdeers, en sy pa Tera het toe nog gelewe. Abraham en Nahor het albei getrou. Abraham se vrou Sarai en Nahor se vrou was Milka. Milka was Haran se dogter. Haran se ander dogter was Jeska. Sarai het nie 'n kind gehad nie, sy kon nie kinders kry nie. Tera het uit Ur in Galdeerland weggegaan na die land Kanaan. Hy het sy seun Abraham, sy kleinseun Lot en sy skoondogter Sarai saamgeneem met hom. Lot was Haran se seun en Sarai was Abraham se vrou. Hulle het tot by Haran getrek en daar gaan woon. Tera het gesterf in Haran. Hy was toe 205 jaar oud gewees. Ons het tot die einde gekom van vandag se voorlesing van Genesis 11 en ons sal volgende keer by Genesis 12 begin. Julle moet 'n geseënde dag hê en 'n voorspoedige dag ervaar.